Goed julle. Nou ja, julle weet wat sê ek altyd, as alles so skeef loop, dan beteken dit net een ding, en dit is die ou duiwel is lustig, want hy weet daar's 'n siel wat vandag hierdie boodskap moet hoor. So kom ons gee ons aandag, ons gaan nie laat hy die saad steel nie, en ons luister wat die Here vandag vir ons wil sê. Ons maak oop daar by 1 Tessalonisense hoofstuk 4, en ons gaan saam lees vanaf vers 13, gaan ons dan lees. 'n Baie kosbare gedeelte, baie bemoedigende gedeelte vir ons as kinders van die Here. Vers 13 sê, maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Jy kan net so sit, dan vra ons net die Here se seën. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om U te kan ken, om U te kan aanroep in hierdie dag as gemeente saam. En Here, ons wil dadelik begin, ons kan sien die ou duiwel is lustig vandag. Hy wil hierdie boodskap breek, maar Here, hy is nie almagtig nie. U is die almagtige. U is die enigste lewende God. En daarom kom bid ons nou, Here, dat U hierdie woord sal seën vandag. Ons kom bid vir daardie siel wat vandag hierdie boodskap moet aanhoor. Daardie siel wat vandag 'n afspraak het met U, al weet hulle dit nie eers nie. U weet dit, want dit is 'n goddelike afspraak. Ek kom bid, Here, dat U nou ons gedagtes sal stil maak vir U woord. En dat U woord ook so in mense se harte daar diep ingedra sal word. Ja, ons as gemeente dink aan elkeen wat siek is in hierdie tyd. Ons dink so aan oom Tokkie, dat U in besonder met hom ook môre sal wees. Ons dink so aan Tannie Sandra en familie, met die afsterwe van haar suster, Here, dat U ook daar sal onderneem en sal vertroos. Ons bid ook so, en ons dank U, Here, vir elkeen wat kan verjaar in hierdie week, ook hulle wat hulle huweliksherdenking in hierdie week het. Ons dank U, Here, vir goeie gawes ook wat U vir ons gee. Maar Here, soos ons daar nou in die begin gebid het, ons het U nou nodig, om nou in hierdie oomblikke, in hierdie minute, ons te help om te verstaan. Ons kom bid, Here, kom werk hier in ons midde. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ek wil u neem na 'n ander gedeelte toe as teks van oordenking, en dit is Matteus 24 vers 27 wat aansluit by hierdie gedagte wat ons nou saam gelees het. U het gesien daar in vers 17, ons sal skielik weggeneem word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by hom wees. En nou sê Matteus 24 vers 27 sê, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. En geliefdes, wil ek met u praat oor hierdie tema, die aangrypende storm wat
spoedig op pad is. Die aangrypende storm wat spoedig op pad is. Nou hoe wonderlik sal dit wees om vooraf waarskuwings te kry as daar hierdie geweldige storms kom. Ja, ek weet wat gaan jy nou vir my sê, maar daar is daarom ons die weervoorspellers. Maar jy weet net so goed soos ek dat dit beteken ook nie veel nie. Want baie keer dan sê hulle, jong, dit gaan reën en dan reën dit glad nie. Of hulle sal sê, daar's 'n donderstorm wat kom en dan gebeur dit ook glad nie. Dinsdag het ek het beleef, hoe dat ek en ou John so 'n bietjie by mekaar was, en ek en hy sê, jong, hulle het gesê, daardie tyd is daar moontlik dalk reën en so voorts, en die hele dag was daar nie reën nie, so, ons kan nie die weervoorspellings, ons kan dit nie vertrou nie. So hoe wonderlik sou dit wees, as iemand ons kan waarsku om te sê, daardie dag, daardie tyd gaan daar 'n vloed wees, of daar gaan donderweer wees, of daar gaan hierdie erge winde wees, wat groot skade veroorsaak. Maar ons het dit nie altyd nie. Ek onthou 2 jaar gelede, is ons ook daar by 'n dam, en ons het so 'n bietjie gaan visvang, en ons sien daar die ou wolkies daar aankom, en ons sê nog vir onsself, nee wat, ons het baie tyd, en binne enkele minute, toe steek daar die wind op, en daar die wolkies wat daar ver was, word ewe skielik groter, en hulle kom al hoe nader, en ewe skielik, binne sekondes, moet ons hang aan toue, moet ons hang aan pype, tente word stikkend geskeer, alles reënnat, tot 'n karavaan wat op sy sy gewaai word, deur hierdie geweldige storm wat ons daar tref. Almal was papnat. Skielik het dit gebeur. En geliefdes, in ons geleesde gedeelte, lees ons ook van so 'n storm wat op pad is. Ons lees van hierdie storm waarin kinders van die Here weggeneem gaan word, skielik weggeneem gaan word, en daarna sal daar 'n ewige oordeel op hierdie aarde kom. Nou hierdie storm verwys na die wegraping. Nou of jy nou glo in 'n wegraping en of jy nou nie daaraan glo nie, ek sê vanoggend vir u, daar is 'n gebeurtenis wat op pad is. Daar is 'n storm wat op pad is, wat die Bybel self, God se woord vir ons sê wat op pad is. En die Griekse woord vir daardie skielik wegneem is die woord harpazo. En dit beteken to be snatched away of to be taken by force, sê daardie Griekse woord. En ons lees van Paulus se ondervinding, hoe hy 'n tipe van 'n wegraping gehad het, daar in 2 Korintiërs 12 vers 2. Kyk wat sê Paulus daar, hy sê, ek weet van 'n man in Christus. Nou hy verwys daarna homself, hy praat in die derde persoon. En dan sê hy daar 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk, harpazo, weggeruk is tot in die derde hemel. Geliefdes, die wegraping word ook gesien as 'n storm. Ja, kinders van die Here sal skielik weggeneem word, maar daar gaan ook met dit saam 'n geweldige groot storm op hierdie aarde kom. My Bybel praat van 'n 7 jaar van groot verdrukking wat op hierdie aarde gaan kom. Ja, ons weet daar's 'n tyd van 'n valse vrede ook wat daar gaan wees, die eerste 3,5 jaar, maar tog is dit die tyd waar die anti-kris gaan regeer. Dit is die tyd waar daar hierdie ewige oorstromings gaan wees, groot aardbewings gaan wees. Dit is die tyd waar duisende, miljoene en selfs biljoene mense gaan doodgaan. Ons lees dat 1/3 van die mense gaan net weg wees in daardie groot oordeel wat op aarde kom. Hierdie storm het nog nie plaasgevind nie, maar dit is skielik op pad. Daardie storm se uurglas loop by die minute uit. Dit kom elke dag al hoe nader. So ons kan vandag vooraf gewaarsku wees, daar is 'n storm wat op pad is, en niemand gaan dit ontvlug nie.
Of u nou 'n kind van God is en u word saamgeneem, en of u nie 'n kind van God is nie en u bly agter, almal gaan aangeraak wees deur daardie geweldige storm. En ek wil vir u sê, kyk wat tans gebeur, en dis hoekom die Here in hierdie week, hierdie boodskap, weer so nuut en vals in my gemoed gelê het. Ek het al baie gepreek oor die weggeraping, en weet jy wat, ek sien by die dag, hoe dit al hoe nader kom. As ek kyk na die gebeure van die politiek tans in ons land, en ek kyk na dit wat in Amerika gebeur, ek kyk wat in Israel gebeur, ek kyk na Rusland en Oekraïne, en al daardie plekke, wil ek vir u sê, dit is alles besig om in plek te val vir hierdie wegraping, hierdie storm wat op pad is. Christus kan enige tyd kom. Enige tyd. Daar is niks wat nog in plek moet val nie, behalwe net die wegraping. Alles is klaar in plek. Hy kan ewe skielik kom. Hy kan volgende jaar kom, hy kan volgende maand kom, maar hy kan net sowel ook vandag kom. Is u gereed? As u ewe skielik hoor, daar blaas die bassein. Nou geliefdes, soos ek gesê het, hierdie storm is voorspel. Hierdie storm is voorspel, 2 Petrus 3 vers 2, sodat julle die woorde kan onthou wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons apostels van die Here en Verlosser. Nou, Petrus sê, julle moet onthou wat tevore gesê is. Nou, wat is tevore gesê? Want baie mense sal sê, jong, maar ons lees ons nou nie van die wegraping in die Ou Testament nie, tereg, want die wegraping was nie vir die Israel volk nie, dit is vir die kerk, die kinders van die Here. En dit is hoekom Paulus sê, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Dit is iets wat 'n geheim was, maar nou geopenbaar word. Maar nou moet ons nie die fout maak om te sê dat dit nooit verkondig was nie. Nee, dit was. Hulle het dit net nie gehoor nie. Ons lees hoeveel keer die profete vertel het van dat hulle gereed moet wees wanneer die Here kom. Hulle moet gereed wees as Jesus kom. Hulle moet gereed wees as die laaste bassein blaas. Ek herinner u onder andere wat Maleagi gesê het in Maleagi 4 vers 1. Want kyk, die dag kom. Met ander woorde, daar's 'n spesifieke dag. Die dag kom en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Daar is 'n storm op pad, en dit is seker dat dit gaan gebeur. Ek sit so in die week terwyl ek voorberei vir dit, en ek dink aan die Here wat ons vooraf waarsku. Hoeveel van ons as mense vat nog die waarskuwing van die Here? Kom ek wys vir u, hoe is ons as mens? Ek herinner u, in 2019, hier aan die einde van 2019, was daar op baie kanale, op sosiale media, was daar hierdie sprake van mense wat sê, daar gaan 'n pandemie die wêreld tref. Jy onthou dit daar, in besonder in Desember van 2019, ek onthou hoe daar onder andere 'n dokter gepraat het, en hy gesê het, daar is 'n pandemie wat die hele wêreld gaan tref. En ek is een van daardie wat dit afgemaak het, gesê het, nee, wat dit sal nie gebeur nie, die hele wêreld, nee, in ons gevorderde tegnologiese wêreld waarin ons lewe, sal so 'n pandemie mos vinnig gestop word. En enkele maande later, in 2020, word ons getref deur die COVID-19 virus. Die hele wêreld word getref. Die hele wêreld word daardie aangeraak. Duisende mense is dood. En geliefdes, die wegraping is nie 'n virus nie. Nee, dit is 'n goddelike storm wat op pad is. So dis nie maar net 'n virus nie. As u dink die COVID-19 was erg en ons voel nou nog die gevolge daarvan, dan wil ek vir u sê, dis niks. Want hierdie, almal gaan daardeur geraak word. Dit is 'n goddelike storm wat op pad is.
En die skrif sê vir ons, dat niemand sal weet wanneer dit gebeur nie. Net die Vader alleen. So ja, terwyl die Here dit voorspel, is daar nie 'n tyd nie, daar is nie 'n datum nie, en dit is reg so. Het jy al ooit gewonder, hoekom die Here nie vir ons die datum gee nie? Want anders is so almal maar net so sondags gelewe tot op daai dag. En dan ewe skielik, ja, ek is jammer, wat, nou kan u maar kom. Nee, ons moet gereed lewe, elke dag. Elke dag moet ons lewe asof dit nou kan gebeur. En ek wil weer vir julle sê, as ek kyk na wat rondom ons gebeur, en Jesus het vir ons gesê, hou die tye dop, kyk rondom julle, soos dit was in die dae van Noag, kan ek vanoggend vir julle sê, ons is al lankal verby dit. Ons is al erger as in die dae van Noag. Dit is net genade. 2 Petrus 3 vers 17, nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Geliefdes, die Here sê daar, nou dat julle dit vooruit weet, nou dat julle vanoggend weet, daar is 'n wegraping op pad, daar is 'n storm op pad. Jy moet jou lewe verander, meneer. Jy moet jou lewe verander, mevrou. Jy kan nie so aankarring nie, want skielik kom die storm van die Here. Skielik. Onthou daardie woorde. Nou gepraat van skielik, ek wil met u praat oor daardie gedagte, die storm sal skielik aankom. Skielik. 1 Korintiërs 15 vers 52, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. 'n Oogwink. Geliefdes, met ander woorde, dit is vinniger as 'n sekonde. Soos jy jou oog knip en hom oopmaak, vinniger as 'n sekonde, gaan hierdie gebeurtenis plaasvind. Hierdie wegraping, soos 'n weerligstraal slaan, en ewe skielik is dit weg. Jy sien dalk nog sy lig tot ver, maar dit het reeds gebeur. Net so sal die storm, hierdie wegraping van die Here wees. Daar sal nie tyd wees om nog reg te maak nie. U gaan nie dit hoor, die laaste bassein, en dan sê, goed, kom ek maak nou reg nie. Nee, dit gaan skielik wees. 'n Persoon sal of gereed wees, of nie. Daar's nie 'n grys area nie. Of gereed, of nie. Nou gepraat van daai storm wat ek nou 2 jaar terug beleef het, waar ons aan tanktoue gehang het en pale, daar's van die wat hier sit, wat saam met in daai storm was. En jy onthou erg was dit, die weerlig en die wind en alles wat daarmee gepaard gaan, my ou tentjie wat stikkend is en al die klere en goed wat nat gereën het tot die bedde goed. Dis geweldig erg. Daar was nie tyd om voor te berei nie. Ek onthou ons nog daar 'n entjie weggestaan het, en ewe skielik, toe kom daar die storm. Toe moes ons maar net vashou aan dit wat ons nou het. Daar was nie tyd om nog ankertoue in te slaan en te span nie. Daar was nie tyd om nog nette te gaan aankoop om dit daaroor te gooi om ons te help nie. Daar is nie eens tyd om op te pak nie. Dis nou net tyd van, jy moet nou hou aan dit wat jy het. Geliefdes, so moet ons elke dag lewe, asof die Here Jesus nou skielik kan kom. 1 Tessalonisense 5 vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, wil net gou jy onderbreek, u hoor dit baie tans in die wêreld, né? Gaan kyk maar, president Trump en president Ramaphosa en almal sal net sê, nee, wat moenie bekommerd wees nie, daar's vrede, peace, peace. Almal sê dit, maar is daar regtig vrede? Nee, daar is nie vrede nie. Daar is nie vrede nie, maar pas op, kyk wat sê die Here. Hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensdood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Nou ek weet, hierdie verwys eintlik na die groot verdrukking. Nou dink dit, as dit so skielik gaan wees, dat die groot verdrukking ewe skielik op hand is, dink net hoe vinnig en hoe skielik gaan die wegraping wees.
Jy weet, ek wil hierdie ware verhaal vertel en dit sluit aan by ons vorige gedagte ook van dit is voorspel en dit gaan skielik wees. Daar was 'n man wat ek geken het, wat hier in Rustenburg gewoon het. En hy gaan Pretoria toe, hy daar gaan besigheid doen en sy familie skakel hom en sê vir hom, jong, ons het gehoor dat daar kom 'n ewige haalstorm. Wil jy nie maar daar oorslaap nie? Jy hoef nou nie laat middag terug te ry nie. En sy woorde was, nee man, dis niks daai nie. Ek kap hom sommer gou-gou. Ek ry gou-gou. En die mense sê vir hom, maar wil jy nie man nie? En hy sê, nee wat, as ek nou sien dit kom aan, dan sal ek sommer daar onder 'n brug trek of onder 'n boom. Maar julle weet mos, hulle is nie altyd akkuraat met hierdie dinge nie. So nee wat, ek sal veilig wees. En wat gebeur toe? Op pad hier op die N4 toe, skielik is daai haalstorm op hom. Soveel so dat daar nie tyd is om nog 'n brug te soek of 'n boom nie, daar's niks in sig nie. Daar die haalkorrels slaan sy kar stikkend, tot sy ry stikkend. En hy dink toe by homself, kom ek gee 'n bietjie spoed, dat ek net in veiligheid kom, en hy gly op daardie nat teer voor 'n vragmotor in, opslag dood. Hy is vooraf gewaarsku. En toe kom 'n skielik. Hy het gedink, hy's braaf. Hy sal 'n plekkie kry. En toe was daar nie tyd om 'n plekkie te kry nie. Opslag dood. Matteus 24 vers 27, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Soos 'n weerligstraal. 'n weerligstraal. Het jy al gesien hoe vinnig slaan 'n weerligstraal? Ek dink ons almal het dit al gesien. Jy sien daai lig, maar hy het lankal klaar geslaan. Lankal. En so sal die wegraping ook skielik en ongelukkig, onverwags vir baie mense wees. Maar ons derde gedagte, die storm sal net gedeeltelik wees. Ons lees in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aasengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Geliefdes, gaan kyk maar selfs na ons weer tans. Dit gebeur baie keer dat mense vir my sê, byvoorbeeld, oom Tokkie sal vir my sê, daar by hulle dit 50 mm gereën, dan dat hier niks eens gereën nie. Hoe gebeur dit? Dit het gebeur in die week, dat my tuinwerker vra van, hoekom is jy laat? Hy sê, nee, dit het baie gereën daar by hulle. Ek sê, maar hier het niks gereën nie. En ek hoor toe, dit het baie gereën daar, net buitekant die dorp. So, dit reën baie keer net plek. En net so met hierdie storm, net so met die wegraping, dit gaan nie vir almal wees nie. Alhoewel almal die gevolge gaan voel, want wanneer die wegraping plaasvind, die wat agterbly, gaan agterbly in die groot verdrukking. Daardie dag, glo vir my, dieselfde dag wat die wegraping plaasvind, dit is my opinie, daardie selfde dag gaan die anti-kris geopenbaar word. Daardie selfde dag. En dit is in hierdie tyd waar die anti-kris dan gaan kom en hy gaan ook sê, nee, wat vrede, en dan skielik dan oorval die dinge hulle. Maar die wegraping is uit en uit vir die kerk. En ek bedoel nou nie ons kerk nie, ek praat van die wedergeborenes. Hier die mense wat gered is uit genade, wat gewas is met die bloed van Jesus. Dis hulle wat gaan saamgaan. Jesus kom net sy kinders haal. 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 52, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. En dan sluit Paulus homself daarby in as 'n kind van God en hy sê, ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. 'n Ma sal nog so met haar kind loop
En skielik voel sy net daai ou handjie wat hier in haar hand was, is weg. En dan wonder sy, wat gaan nou aan? Sien, daai ma was dalk nie gered nie, maar die kind was, sy saak was reg met die Here, daai kind is weg. Dink dit ewe skielik, is daar mense wat by mekaar gaan wees, en ewe skielik is hulle net weg. Dink maar net daaraan. Dink hoe erg dit gaan wees. Dink net selfs mense wat dalk so in 'n kerkdiens sit, sê nou maar die wegraping moes vanoggend plaasvind. Ek is van mening, en ekskuus dat ek dit sê, ek ken my, ek is reguit, dat selfs hier by ons, daar gaan dalk sommige agterbly. Ewe skielik gebeur dit, maar God kom sy kinders haal. Ewe skielik is dit net weg. In die week weer 'n videoetjie gesien, is eintlik waar die gedagte weer verfris is in my, en dit is waar ek gesien het hoe daar 'n man op 'n bus ry, en hy ry klein kindertjies, ry nou van 'n kleuterskool, ry hulle iewers na 'n parkie toe. En terwyl hy so ry, ewe skielik is daai kindertjies net weg, en daai man raak verboureerd. Wat gaan aan? Toe bly hy agter, kindertjies saam met Jesus. Geliefdes, daarmee saam, terwyl dit 'n baie bemoedigende boodskap is, God kom sy kinders haal, moet ons ook onthou dat hierdie storm bring wel ook skade. Ja, die wegraping, kan jy dit glo, bring ook skade. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Nou jy weet wat doen 'n storm wat ewig is. Dink maar weer in Rustenburg. Ons het al die ewige winde beleef. Ons het al gesien hoe dakke afgewaai word. Ons het al oorstromings hier beleef. Ons het al gesien hoe mure omval, hoe geboue selfs inval, hoe dakke lek wat nooit voorheen gelek het nie. Ons het al daardie skade beleef hier in Rustenburg van wat 'n storm gaan doen. O geliefdes, net so gaan die wegraping ook skade bring. Ewe skielik gaan mense weggeneem word. Nou kan jy jouself voorstel, dink gou 'n bietjie, jy het seker gesien van daardie man met die Impala vliegtuig wat geval het. Dit was nou daar by die lufskou wat hulle gehou het daar in Saldanha. Hoe dat hy daar net iewers het daar fout gekom. Hy het nog gedraai in die lug, en daar voor al die 2000 toeskouers val daar die vliegtuig, en hulle sien net hierdie ontploffing, en daar is die man dood. Skielik. Nou dink by jouself, dis hoe dit gaan wees met die wegraping. Ewe skielik is daar 'n vlieënier van 'n Boeing net weg. 'n passasiersvliegtuig, daar die vlieënier ewe skielik net weg. Ewe skielik is daar die treindrywer met hierdie goederetrein of 'n passasierstrein, hierdie goudtrein. Ewe skielik is daar die drywer dalk net weg. Die mense wat daar in die kantoor sit wat ook operateurs is, ewe skielik dalk ook weg. Ewe skielik is al busse se bestuurders net weg. Ewe skielik is daar hierdie mense wat met groot krane besig is om te bou by 'n plek, en hulle is besig om groot, swaar goed op te tel, is daar die operateur net weg. Ewe skielik is daar mense net weg. Kan jy self indink hoe dit gaan wees? Ek is van mening, daar gaan vliegtuie val. Daar gaan treine ontspoor. Daar gaan vragmotors in onskuldige mense vasry. Ja, dit gaan gebeur, maar onthou, daai mense is nie onskuldig nie, want hulle is ongered. Hoekom het hulle agtergebly? Want hulle het nooit Jesus in hulle lewe gehad nie. So wat bedoel ek as ek sê die Here kom vir sy kinders? Almal wat Jesus as hulle verlosser en saligmaker het, hulle gaan saam. Hulle gaan saam. Luister, daar kom 'n 7 jaar groot verdrukking, en dit gaan aanbreek na die wegraping, die tyd waar die anti-kris gaan regeer. Dis in daardie tyd waar die merk van die dier geïmplementeer word. Dis in daardie tyd waar jy nie net kan gaan koop nie, meneer, mevrou, jy gaan nie net kan gaan koop nie, jy gaan moet 'n prys betaal. Jy gaan daardie merk van die dier moet kry. En die wat in daai tyd wel staan vir Jesus, want glo my, daar gaan van hulle wees
wat weet hulle het verkeerd gedoen en hulle gaan met hulle lewe moet betaal. Openbaring 16 vers 18 en daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale en daar het 'n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie, so 'n geweldige groot aardbewing. En dis in hierdie verdrukking, in daardie tyd. Dink maar net wat 'n groot aardbewings het ons al beleef. Ons dink aan aardbewings wat daar op die seebodem is, wat tsunamies veroorsaak, wat Japan getref het en waar daar meer as 200.000 mense op een slag dood is. En miljoene mense sonder hulle huise gelaat is. 'n Aardbewing in die groot verdrukking soos daar nog nooit was nie. Wil jy hier wees? Ek glo nie. Nou waarom speel jy nog met dit? Geliefdes, die boodskap van die wegraping dra 'n waarskuwing. Die waarskuwing is, as jy nie Jesus in jou lewe het, jy kan vir my sê, jy het Jesus in jou lewe. Jy kan dit vir die kerkraad sê, wanneer hulle daar by jou kom besoek, nee, ek ken Jesus, jy kan dit sê. Jy kan dit selfs vir jouself sê, maar jy bluf niemand nie. Want sien, God weet, wie is waarlik gered, wie is waarlik sy kinders, hy weet dit, en daardie dag kom hy net daardie mense haal, en die ander sal agterbly. 'n Verdrukking soos daar nog nooit was nie. Dink by jouself, ons het al die Openbaring Bybelstudie gedoen, dat daar haalkorrels gaan wees wat so groot is, en nie net een nie, klomp, wat op hierdie aarde gaan val. Die Bybel praat van 50 kilogram swaar haal wat gaan val. En die aardbewings wat daar gaan wees. Die bloed wat gaan vloei. En dan nog met dit alles saam sit ons nog met 'n antichrist ook nog. Dis die oordeel van God op aarde. Hoekom gaan daar die oordeel wees? Want God het sy kinders kom wegneem. Dis net die goddelose mense. En jy moet nie dink 'n goddelose mens is iemand wat nie Jesus ken nie, nee, baie van hulle weet van hom. Hulle sit selfs in kerkdienste, maar nog nooit die oorgawe gemaak om met Jesus te praat, dat hy sê, Here, hier is ek nie. Here, kom red my. Nog nooit dit gedoen nie. Maar gelukkig vir u, is die boodskap nie net die van 'n waarskuwing nie. Dit is ook die van 'n bemoediging. Die storm bring uitkoms. Dit bring uitkoms. Geliefdes, ons lees in 1 Tessalonisense 4 vers 18, bemoedig dan mekaar met hierdie woorde. Nou, hoekom moet ons mekaar bemoedig? Hy sê, jy as kind van God wat vanoggend hier sit, en as jy nie 'n kind van God is nie, dan wil ek jy bemoedig ook daarmee, dat al die kinders van die Here gaan ontvlug word van hierdie groot oordeel wat op die aarde kom. Ons gaan dit ontvlug, ons gaan nie daardeur nie. Want my Bybel sê, ons kom nie in die oordeel nie. Ons kan nie deur die groot verdrukking gaan nie. En die Here kom ons wegneem. Ons is sy geliefdes, ons is sy bruid. Hy gaan nie toelaat dat ons daardeur gaan nie. En hy kom ons haal. En dan wanneer ons kom haal, is ons verlos van hierdie wêreld. Is ons verlos van hierdie siektes wat daar is ons verlos van hierdie armoede wat daar is ons verlos van die pyn, die lyding, selfs die emosionele pyn wat daar is, die hartseer, die trane, ons is verlos daarvan. En behalwe vir dit, gaan ons ook natuurlik 'n ander liggaam kry, ons het dit nou gelees, ons sal verander word. Ons sal verander word, maar weet jy wat is vir my die mooiste van alles? Wat is vir my die mooiste van alles, is dat daardie dag gaan ek, en ek glo baie van u, ek hoop almal van u, gaan daardie dag Jesus so in sy oë kan kyk, en daarna hom toe kan stap, en hom net 'n drukkie gee. Dankie Here, dankie vir dit wat u gedoen het vir my. Daar waar sy voete neerval en so aan sy been vashou, Here, baie dankie. Dit is 'n bemoediging. Ons word ontvlug van hierdie dinge. En dit is 'n belofte wat die Here vir ons gee. Johannes 14 vers 3, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is.
Hoe wonderlik is dit? Jy weet, dit laat dink my so aan my kinderjare. Ek onthou, daar was op 'n stadium 'n droogte gewees, daar in Brits, waar ek groot geword het, en ons het gebid vir reën, daar was 'n biddag vir reën gewees, en ek sal dit nooit vergeet nie, ek was die dag daar by een van my pa se landerye gewees, 'n groot land wat so, dit is net geplant, my pa het in die geloof geplant, en ek staan daar hier onder 'n ou boompie, en ek het eintlik daar gesit, en ek het net daar gesit om rustig te wees, maar hierdie geweldige emosie was in my van hierdie droogte. En ek sien daar steek wolke op, ek sal dit nooit vergeet, die skielik steek daar wolke op, en ek voel hoe die wind begin waai, en ek sien oor hierdie landery wat daar is, sien ek daar die reën so aankom. Weet jy wat, dit was vir my die beste bemoediging van alles, want nou sit jy net 'n hoor sê van dit gaan dalk reën of so nie, ek sien hoe daai reën hier aankom, tot hier voor my sien ek hoe daai reën, wie dit al beleef, dit is wonderlik, jy sien hoe daai reën hier aankom, tot hier by jou, en daar is jy papnat, en jy loop in daardie reën en jy dank die Here. En net so is die wegraping ook 'n bemoediging vir ons. Ons sien al daardie reën so aankom. Ons sien hier die droogte aan die ander kant, die oordeele en al daardie, maar ons sien die reën aankom. Ons sien daardie bemoediging van die Here dat hy ons gaan kom haal. Jy weet, om dit die beste te beskryf, sal ek sê soos iemand wat vanoggend dalk daar op 'n hospitaalbed lê, wat gediagnoseer is met 'n dodelike siekte, 'n baie aggressiewe siekte, en hy het nie meer lank om te lewe nie. En hy lê daar, en die lewe loop uit hom uit soos 'n uurglas. En ewe skielik sien hy, hier kom 'n dokter ingestorm met daai wit jas en die stetoskoop hier om, en daai dokter kom hier so, en hy so 'n klipbord hier in sy hand, en hy kom met 'n pen, en hy sê, meneer, ek het vir jou goeie nuus, ons het nou net die nuus gekry, daar's 'n deurbraak, daai siekte wat jy het, hulle het nou net 'n teenmiddel ontdek, ek gaan reël, binne 6 ure is dit hier, ons gaan jou inspuit, en jy gaan lewe. Dink net wat 'n bemoediging is dit vir daai man, ewe skielik het hy weer hoop. En geliefdes, net so kan jy daai hoop hê. Luister, ek weet dit is nou moeilik op hierdie aarde. Baie van u wat hier voor my sit met emosie, sit met hartseer, sit met daardie geweldige bekommernisse in die lewe. Maar moenie bekommerd wees nie. Ek wil u bemoedig met die wegraping. Skielik, net so kom die Here en hy kom ons haal. En ons is verlos van al hierdie dinge. Ek wil vanoggend vir jou vra, is jy gereed om jou Heer te ontmoet? Is jy gereed? As daai wegraping nou moet plaasvind. Weet, ek dink altyd aan die videoetjie, ek wil hom opgesit het, maar toe dog ek nee, ek het hom al hoeveel keer al gespeel. Maar dink aan daai dominee wat daar in die kerk staan, en hy vra juis vir sy lidmate, besoekers wat daar is, vra hy, is julle reg? Die Here Jesus kan enige tyd kom. Hy kan volgende jaar kom, hy kan volgende maand kom, hy kan volgende week kom, of hy kan selfs in ewe skielik as daar net so slag, 'n weerlig wat daar geslaan het, en ewe skielik is daar mense weg, maar daar is ook mense wat agtergebly het, en die mense wat agtergebly het, is die mense wat nie Jesus werklik as hulle verlosser en saligmaker aangeneem het nie. Ek wil afsluit deur te sê, luister, jy het nie maar net Jesus sommer nie. Jy het hom nie maar sê net van selfsprekend nie. Jy moet hom in jou lewe kry. Jy moet jou Jesus aanvaar as jou verlosser en jou saligmaker. Hoe doen jy dit? Vra jy vir my. Ek sal vir jy sê, jy gaan op jou knieë, jy gaan in gebed en jy self praat met die Here. Niemand kan dit vir jou doen nie. Jy praat met die Here en sê, Here, hier is ek. Dink aan my, Here. Ek wil dit wat u gedoen het aan die kruis, wil ek ook hê vir my, kom was my met u bloed, vergewe my sondes, maak my u kind, iets in daardie lyn. En die Here Jesus sal jou ook red uit genade. Het u al daardie gedoen in die lewe? As u nog nie het nie, daar is vanoggend nog genade tyd, maar ek kan nie vir u sê, of daar nog genade is tot vanaand toe nie, of tot môre toe nie, dit kan ek nie sê nie. Ek weet net in hierdie oomblik is daar nog genade. En daai boodskap wat ek vanoggend verkondig het, is nie sommer net nie. As iemand wat dit moes hoor, en jy weet wie jy is, die tyd is min, maak reg met die Here. Amen.
Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Nou geliefdes, ek wil graag vir daardie persoon bid. Ek vra dat almal nou die oë sluit. Niemand kyk nou rond nie. En ek het ook nie eens nodig om te weet nie, maar ek wil tog net vir jou opdra aan die Here. Maak nie saak wie jy is nie. Gaan nie jou naam noem nie, niks nie. As jy daai persoon is, wat sê jy is nog nie gereed nie, ek wil jou in besonder opdra aan die Heilige Gees van God. Wie is daai persoon? Steek vinnig op jou hand en laat sak hom weer. Wie is daai persoon? Dankie, ek sien daardie hand. Dankie, ek sien daar's 2, 3 persone. Ek is dankbaar daarvoor. Ek sien ook daardie hand. Goed. Kom ek doen vir julle 'n gebed. Here Jesus, ja, u sien ook nou daardie hande wat opgaan en jy daardie hand opsteek, red nie? Nee, glad nie. Ek kom bid net, Here, dat u deur u Heilige Gees hulle die nodige leiding sal gee, dat hulle vandag u sal soek met alles in hulle. Here, dat hulle sal bid tot u, dat hulle saak met u sal regmaak. Ek kom bid, Here, vir vergifnis. Ek kom bid vir reiniging. Ek kom bid vir 'n wedergeboorte. Ek kom bid vir u genade. Here, ons ander, baie dankie dat hier vanoggend mense kan sit wat sê, Here, ek is gereed as u kom. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het op Golgotha. En ons loof u daarvoor. En ons bid al hierdie dinge in Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie geliefdes. Ons gaan afsluit met daardie lied op die bord. Ek glo jy ken hom. Dit is altyd 'n pragtige lied om hier af te sluit. Ons gaan daardie lied sing. Hou jou oë op die wolke. Dit is so gepas ook vir hierdie boodskap. Kom ons staan, dan sluit ons af met daardie lied. Nou mag jy 'n baie geseënde dag verder hê en wie wat die hand opgesteek het, gaan soek die Here met alles in u. Gaan soek die Here. Daar's ook lekker koffie en tee as jy dit daar saam met ons wil geniet, is u baie welkom. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met elkeen van u. Amen.